Hallo liewe goeie vriende, ons is nog 'n week deur, is Vrydag, die Here het ons deurgedra, weer eens is hy beloftig volgehou om na ons te kyk en ons te versorg en in al ons nodighede te voorsien, prys sy heilige naam. Goed, ons praat 'n bietjie weer oor geloof. Ek het hier soos 'n paar aantekeningkies gemaak van geloof. Geloof bestaan uit vertroue. As daar nie waarheid is nie, kan daar nie vertroue wees nie. God, alles wat omtrent God gaan is waarheid. Daar is geen valsheid in hom nie. So ons kan hom ten volle vertrou in alle omstandighede. Ons glo omdat ons 'n verhouding het met hom. Daarom weet ons kan voel dat God wel bestaan, want hy lewe in ons. Behalwe vir dit het ons soveel historiese bewyse van God se bestaan. Die hele skepping is 'n bewys van God se bestaan. En daarom glo ons in hom en ons vertrou hom, want dit is alles die waarheid. Dan het ons die Bybel wat God vir ons gegee het, wat geskryf is deur ooggetuies van mense wat vir Jesus persoonlik geken het, wat saam met hom geloop het op die aarde, mense wat met hom gepraat het, mense wat weet, wat Jesus ken, sy persoonlikheid, sy krag, sy liefde, sy genade, sy sagge aardheid, hulle ken dit, hulle het dit ervaar eerstehands. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek het al baie keer gewens, ek kon in daai tyd gelewe het. Dalk sou dit vir my makliker gewees het om vroeër in my lewe na Jesus toe te kan gaan. Maar ja, baie mense, ons praat altyd oor geloof, maar ek wil vandag 'n bietjie die ander kant van die ding ook uitlig, oor ongeloof. Dis mense wat nie vertrou nie. Hulle is nie bereid om die waarheid te glo nie. Selfs al is daar bewyse van die waarheid, hulle wil dit nie erken nie. Hulle is vasgevang in hulle eie lewens, in valsheid. Dit is nie altyd die ouers se skuld nie, dit kan slegte invloede, vriende wees wat hulle verlei en mislei. Natuurlik deur die hulp van die vyand, van die vader van die leuns. So vriende kan 'n groot invloed hê op mense. Dit is gewoonlik mense wat lewe in vrees. Hulle het geen toevlug nie. Hulle is op hulle eie troon, en op hulle eie missie, hulle stel nie belang in die waarheid nie. Ja, dis hartseer, en al kom 'n mens met die waarheid, met die bewyse van die waarheid na hulle toe, stel hulle nie belang nie, want hulle glo in hulle self, hy gaan homself red. Ek wil gou vir julle 'n storie vertel wat ek 'n hele ruk terug al gehoor het. Dit gaan oor 'n gevangenis met klein selletjies. Daar was net 2 manne in 'n sel met so 'n bankerbedjie, die een bedjie so bo op die ander ene. En so het hulle nou maar in die gevangenis in die sel gebly, en een ou slaap bo, ander ou slaap onder, en wanneer die ou wat bo is dalk sterwe, dan skuif die ou wat onder is boontoe en daar kom 'n nuwe ou onderin. Maar so is dit net die ou wat bo is wat 'n klein venstertjie gehad het waardeur hy kon uitkyk. En hy het in die aande, of wanneer hulle nou terug is in die sel, dan het hy nou vir hierdie ou onder vertel. Dis nou 'n voorbeeld van geloof. Geloof om te sien, om te glo wat jy nie sien nie. Dan het hy vir die man die onder vertel van hierdie poeltjie water wat so eentjie van die gebou af is, met die groen gras om hom en 'n paar riete, groen bome, blomme, regte veldtoneel, 'n lieflike, rustige atmosfeer. Hy het vertel ook vir die ou van die eende wat daar op die water is. En so het hy elke aand vir hom verslag gedoen van wat hy daar buite sien. Hy het ook vir hom gesê, die eende het nou kleintjies gekry, daar was 2 klein eentjies wat nou by hulle is. En hulle wil jare in die water en die kleintjies speel, en dit was te wonderlik. Elke aand kon hierdie ou wat onder is nie wag om te hoor van wat buite aangaan nie. Dit was omtrent hulle enigste kontak met die buitewêreld.
En so het dit aangehou en elke keer is daar iets anders vir die ou en vertel van die wonderlikheid en die voëls, ander voëls wat daar sien, die vinke wat nes maak in die takke en hoe die hele atmosfeer net so rustig en kalm was. En jare het dit so aangegaan. En op 'n dag, toe word die ou bo nie wakker nie. Toe het hy gesterf. Toe kom die bewaarders en hulle haal hom af daar, hulle vat hom uit. En met die gevolg is, die ou wat onder is, kan nou boontoe skuif. En hy was toe hartseer omdat die tronkmaat van hom nou oorlede is, want hy was so gewoond aan die stories wat sy lewe vir hom ingekleer het. Maar toe besef hy, nou kan hy boontoe gaan en hy kan self dit eerstehands ervaar, dit wat hy altyd gehoor het. So gaan die man nou en hy gaan trek boontoe met sy komberse en sy kussing en alles. En die eerste wat hy doen is hy gaan druk sy neus teen daai venster, wat hy daar nog al die tyd gesien het. Hy het die venster gesien, maar hy kon nie uitsien nie. En toe hy voor die venster staan, voor die venster sit, toe kry hierdie ontstellende ontnugtering, want al wat hy daar buite gesien het, is 'n rou baksteenmuur van die volgende tronkgebou wat alle uitsig versper. Hy het elke aand het hy geglo in wat hierdie ander vriend van hom vertel het. Hy kon dit nie sien nie. En toe hy dit self sien, toe was dit nie die waarheid nie. Maar sy lewe was ingekleer, sy lewe het sin gehad, omdat hy kon sien wat die ander ou vir hom vertel. So kan ons kyk na Hebreërs, waar die boek van geloof is, ons glo in wat ons nie sien nie, want dit is hoe God werk. Ons sien, ons glo in dit wat ons nie sien nie. We walk by faith. En so is die geloof van die Here, so word dit kragtig, so word dit sterker, so word dit opgebou. Mag julle groei in julle geloof, mag julle elke dag nader en nader beweeg. Mag julle meer en meer vertrou en meer die waarheid ontdek, want dit is ongetwyfeld en onomkeerbaar. Dis unshakable, die fondasie waarop ons geloof gebou is, Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike naweek hê, mag julle geseënd wees, ons praat weer vorentoe. Totsiens.